Welkom terug by ons 10 dae van gebed met die tema ontketen. Ons is al by dag 8 en vandag gesels ons om lief te wees vir jou geloofsfamilie soos Jesus vir jou lief is. Dawid was 'n man wat sy onafhanklikheid liefgehad het. Hy het hard gewerk, gemaklik geleef en dikwels vir homself gesê, ek het niemand anders in my lewe nodig nie. Ek kan die lewe op my eie hanteer. Alhoewel hy af en toe kerk toe gegaan het, het hy nooit lank genoeg gebly om met iemand te praat of om vriendskappe binne in die kerk te bou nie. Toe die pastoor gemeenskapsmaaltye na die dienste aangemoedig het, het Dawid dit eerder oorgeslaan. Toe die kerkbesoeke by hom wou aflê, het hy dit ook van die hand gewys. Hy het ook nooit aangebied om saam na siekes te gaan wat gebed nodig het nie. Hy het gedink, dit is hulle saak. Ek sal na my eie sake omsien. Een Sabbat het die leraar Dawid se leesstoel opgemerk en gesig. Die kerkfamilie het vir hom begin bid, maar Dawid het nooit geweet nie. Maande later het Dawid se lewe skielik verander. Sy besigheid het begin swaar kry en sy gesondheid het begin agteruit gaan. Alleen in sy huis het hy besef hoe swaar die las alleen was. Sy telefoonkontakte was maar min en geen een naby genoeg om op te leen of om op te steun nie. In desperaatheid het Dawid na die kerk teruggekeer, nie die keer vir aanbidding nie, maar vir hulp. Tot sy verbasing het die einste mense wat hy geïgnoreer het, hom met oop arms verwelkom. Hulle het maaltye vir hom gebring, saam met hom gebid en hom selfs gehelp om sy lewe weer te herbou. Dawid het in daardie eens leesstoel gesit met trane in sy oë. Hy het gefluister, ek het gedink ek het hulle nie nodig gehad nie, maar nou sien ek was verkeerd. Hierdie is my familie. Hier's 'n paar lesse uit hierdie storie. Die eerste les is 'n kerkfamilie is soos 'n liggaam. Elke deel maak saak en elke deel het 'n ander deel nodig. Dit is volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 27. Die tweede les is om gemeenskap te ignoreer is soos om jouself af te sny van die lewenslyn wat God vir ondersteuning ontwerp het. Die derde les is wanneer probleme kom, is dit dikwels die kerkfamilie wat langs ons staan en Christus se liefde aan ons weerspieël. Die vierde les is, die leesstoel herinner ons, moenie wag tot jy in nood is om die familie wat God jou gegee het te waardeer nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, hier kom ons weer by mekaar in gebed. Heer, ons het opgedaag om weer lesse te leer. Raak ons aan en verlig ons deur u woord. Help ons om ons geloofsfamilie so lief te hê soos u ons liefhet. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons fokus teksvers begin daar in Handelinge 2 vers 41. En die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder mekaar verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. Die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Hier in ons fokus teksverse sien ons hoe deur die hulp van die Heilige Gees daar 3000 mense tot die geloof gevoeg is deur dopelinge. Maar hierdie was nie net nommers nie. Hierdie was nuwe gelowiges wat volhard het in lering, in gemeenskap en in die befondsing en onderhouding van die kerk.
Hulle het seker gemaak dat almal voorgesorg is, terwyl hulle God prys en in goeie stand was met die hele volk. En hierdie eensgesindheid en liefde het gelei dat God daagliks by die gemeente gevoeg het die wat hulle lewens vir Jesus gee. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegevoeg. Die vraag is, hoe sou hierdie groot toevoeging tot die vroeë kerk die liefde van die vroeë gelowiges uitgedaag het? So 'n groot toevoeging kon 'n groot uitdaging gewees het vir die vroeë kerk. Mense vanuit alle areas van die samelewing word nou tot die kerk gevoeg. Sommige uit Joodse agtergronde, ander was Joodgenote uit ander lande. Die voedsel moet nou gedeel word, die samekomste moet ook verdeel word, want duidelik kon 3000 gelowiges nie in een huis bymekaar kom nie. Dit kon als die liefde en die vroeë gelowiges uitgedaag het. Maar dis nie te sê hierdie uitdaging was net negatief geweest nie. Dit kon hulle ook positief gemotiveer het om selfs meer te volhard en met groter vrymoedigheid te spreek oor die verlossing wat daar in Jesus is. Want kyk die groot resultate wat volg van mense wat hulle lewe toewy aan Jesus Christus. Wanneer die genade van Christus in die woorde en dade van gelowiges uitgedruk word, sal lig skyn vir diegene wat in duisternis is. Want terwyl die lippe tot lof van God spreek, sal die hand in weldadigheid uitgestrek word vir die hulp aan die verlorenes. Ons lees op Pinksterdag toe die Heilige Gees op die disippels neergedaal het, niemand gesê het dat enigiets wat hy besit het, sy eie was nie. Alles wat hulle besit het, is gebruik vir die bevordering van die evangeliewerk. En duisende is in een dag bekeer. Wanneer dieselfde Gees gelowiges vandag aandryf en hulle met dieselfde vrygewigheid aan God teruggee, sal 'n wye verrykende werk volbring word. Kan dit wees dat vandag, as dieselfde Gees gelowiges aandryf en hulle ook so getrou hulle fondse belê in die evangelie, dat ons dieselfde resultate sal kan sien? Kan dit wees dat ons nie ten volle ingekoop het in die ewige evangelie nie, daarom dat ons nie die resultate sien nie? Die eerste Engelse boodskap van Openbaring 14, wat die uur van God se oordeel aankondig en mense maan om God te aanbid, is bedoel om die belydende volk van God af te skei van verderflike invloede van die wêreld en om hulle op te wek om hulle toestand van wêreldsgesindheid en afvalligheid te besef. In hierdie boodskap het God aan die kerk 'n waarskuwing gestuur as dit aangeneem word die booshede wat hulle van hom skei uit die weg sal ruim. As hulle die boodskap van die hemel aanneem, hulle harte voor die Here verootmoedig en in opregtheid klaarmaak om in sy teenwoordigheid te staan, sal die gees en krag van God onder hulle geopenbaar word. Die kerk sal weer daardie geseënde staat van eenheid, geloof en liefde bereik wat daar in die apostolse tyd was, toe die gelowiges een van hart en siel was, die woord van God met vrymoedigheid gespreek het en die Here daagliks by die gemeente gevoeg het, die wat gered is. Verlang jou hart nie ook na 'n kerk wat eendragtig volhard nie? Verlang jy nie ook na 'n kerk wat in eenheid, geloof en liefde saam beweeg nie? 'n Kerk vol gelowiges wat een van hart en siel is en die woord van God met vrymoedigheid spreek. 'n Kerk wat spontaan nuwe gelowiges byvoeg deur Bybelstudies, seminare en vriendskapkonneksies. Ek glo ons kan die eenheid bekom as ons almal ernstig vra vir die invulling en leiding van die Heilige Gees. Kom ons draai ons fokus na Handelinge 2 vers 42 tot 44. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit.
Hoe het die Heilige Gees die manier waarop die vroeë kerk mekaar liefgehad het verander? Die Heilige Gees het die gelowiges se harte so aangeraak dat hulle in alles volhard het. Hulle het volhard in lering, dit wil sê daar was eensgesindheid oor die basiese leerstellings van die Bybel. Hulle het die woord geglo in eenvoud. Hulle het nie allerlei betekenisse agter die woord geplaas wat nie voor die hand liggend was nie. Hulle het nie geredeneer of dit regtig was wat God bedoel het nie. Nee, hulle het volhard in die lering van die woord. Hulle het ook volhard in gemeenskap. Hulle het vriendskapsbande gebou deur met mekaar sosiaal te verkeer, saam te eet en ook saam te bid. Hulle het nie allerhande verskonings gehad hoekom hulle nie kon saam bid nie. Hulle het geweet as hulle saam bid, sal hulle kan saam staan. Die teksverse praat ook van samehorigheid en dat hulle altyd by mekaar was. Verder praat die gedeelte van rentmeesterskap en dat hulle al hul besittings daar gestel het vir die bevordering van die evangelieboodskap. Dit was die hoogste prioriteit in hulle lewe sodat ander ook die vreugde van verlossing kon ervaar. Verlang jy nie ook na sulke samehorigheid, sulke eensgesindheid, sulke gemeenskap en liefde tussen gelowiges nie? Dink net wat ons sal kan bereik, wat 'n verskil ons sal kan maak in ons dorpe. Die gelowiges moes altyd die liefde koester wat die harte van die apostels gevul het na die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle moes voortgaan in gewillige gehoorsaamheid aan die nuwe gebod. Soos ek julle gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Johannes 13:34. So eendragtig moes hulle met Christus verenig word dat hulle in staat sou wees om sy vereistes te vervul. Die krag van die verlosser wat hulle deur sy geregtigheid kon geregverdig het, moes so verheerlik word. Hoekom maak jy nie vandag die besluit om ook hierdie liefde te koester wat die harte van die apostels gevul het nie? Kom ons beywer ons om ook in gewillige gehoorsaamheid aan die gebod van liefde te beweeg, om mekaar lief te hê soos Jesus ons liefgehad het. Kom ons keer vlugtig terug na Handelinge 2 vers 41 tot 45. Die wat toe sy woord met blydskap gehoor het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind en almal wat gelowig geword het was bymekaar en hulle het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en op die opbrengs onder mekaar verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Op watter maniere het die eerste eeuse gelowiges mekaar opofferend liefgehad? Na die Heilige Gees neergedaal en die disippels uitgegaan het om 'n lewende heiland te verkondig, was hulle einste begeerte die redding van siele. Hulle het in die heerlike gemeenskap met heiliges verbly. Hulle was teder en bedagsaam, selfverlonend, gewillig om ter wille van die waarheid enige opoffering te doen. In hulle daaglikse omgang met mekaar het hulle die liefde geopenbaar wat Christus vir hulle voorgeskryf het. Deur onselfsugtige woorde en dade het hulle getrag om hierdie liefde in die harte van ander aan te steek. In ons kerke is daar soms 'n gees van mededingendheid, 'n gekookus vir die hoogste poste. Kyk, wie kan 'n beter voorprogram lesstudie of preek aanbied? Ons meet onsself soms aan mekaar se lewens, dieete en geestelikheid. Dit terwyl ons die grootste punt mis, en dit is om liefde onder mekaar te hê. Die groot vraag is, hoe lief het jy Jesus? Hoe lief het jy jou medebroers en susters in geloof? Want daardie liefde sal bepaal waar ons grootste begeerte is. As ons die Here Jesus liefhet met ons hele hart, sal ons grootste begeerte ook die redding van siele wees en ons sal verlang na 'n hegter gemeenskap met ons medegelowiges.
Dit sal uitvloei in opregte liefde en vriendelikheid, onselfsugtigheid en opofferings vir die waarheid. As jy verlang na hierdie liefde vir jou geloofsfamilie en vir Christus, kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie vir hierdie lesse wat ons kan leer. Dankie dat U dit daar geskryf het in die woord dat ons mekaar moet lief hê soos U ons liefhet. Here, ons bid dat U ons harte sal aanraak en te vul met die liefde wat ons nodig het om te sorg vir mense wat Hy roep na hierdie laaste dae profetiese kerkbeweging. Ons bid dat die Heilige Gees elke persoon wat in ons families, vriendekring of kerkfamilie is, sal help om mekaar in woord en daad lief te hê. Ons bid dat die Heilige Gees ons sal konfronteer oor ons sorgelose houdings teenoor diegene in ons kerkfamilie wat behoeftig is en in nood is. Help ons om die liefde te ervaar wat die vroeë kerk ervaar het toe hulle ingevul was met die Heilige Gees. Dat ons mekaar ook met 'n innige liefde sal lief hê, sodat ons as kerk eengesind kan voortbeweeg in ons sending. Here, help ons om mekaar lief te hê. Help ons om eensgesind te wees. Help ons, Here, dat ons in volharding U sending sal voltooi. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.